90.5. Ek sê dit nou maar elke keer, want ek het dit nie geweet nie, en dalk het jy dit ook nie geweet nie, maar yskas skuif is nie omdat hy dink die meisie is oulik en hy wil hê sy moet by hom intrek nie. Yskas skuif beteken sokkie. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar nou weet jy. Goeiemôre en baie welkom by Groot FM 90.5. Dis donderdag, en dit beteken dis tyd vir verskilmakers, en vandag soos ons gesê het, is verskilmakers. So lekker om vir Sean Fouché by ons te verwelkom van Airport Pets. Goeiemôre Sean. Môre, baie dankie dat ek hier kan wees. Great om weer terug te wees. Kom ons praat so 'n bietjie oor Airport Pets, want julle is uiteraard lief vir diere. Die feit dat julle 'n hele winkel toewy aan ons gevierde, geveerde en gepote vriende. Al daai. Waar kom jou liefde vir troeteldiere vandaan? Ag nee, dit kom al van kindstyd af. Jy weet, die honde, katte, visse, voëls, so. Ek dink mens word groot met diere, word lief vir diere. En dis nou maar waarvan het verkom, is nou 'n lang tydjie. En as ons spesifiek praat van Airport Pets, julle het verskeie takke reg oor die land en julle voorsien mense aan enige iets van dierekos tot medisyne vir van die diere, nie waar? Ja, nee, kyk, ons het alles daarso, van voere, soos sê medisyne, kosse, jy kan maar sê alle accessories en so aan. As ons iets nie het nie, sal ons dit vir julle soek, sal dit sorg, ons sal dit inbring. So ons is altyd oop om te help en ja. En is nie noodwendig net die kleiner troeteldiere nie, selfs iets soos perde. Ja, met die voerafdeling, enigiets beeste, perde, selfs medisyne valle, entings en so aan, is ons ook altyd bereid om te kry en te soos. Sean, ek weet, julle kry daagliks ook te doen met nie net mense wat troeteldiere het nie, maar spesifiek ook die skuilings wat na ons diere omsien. Ja, dit is 'n groot ding nou, ek moet sê hierdie tyd van die jaar veral, die skuilings trek swaar hierdie tyd, en dit is waar ons moet inspring en probeer help, seker maak hulle drukke deur vir die jaar, almal wat weggaan, Desember vakansies, diere wat uitkom, verlore raak, die skuilings kort nie net altyd kos nie, hulle kort hulp van die publiek ook af, medisyne en so aan, dis hoekom ons inspring, dat ons hulle kan probeer help vir die res van die jaar, volgende jaar toekoms ook. Dis nou ook die verskil wat julle dan spesifiek maak, en ek wil graag stil staan daarby, want ja, die publiek kan 'n bydrae maak, en by Airport Pets het julle 'n baie oulike inisiatief waar daar verskillende trollies is, en mense kan kom kos, komberse, absoluut enige iets koop, en dan skenkings maak, nie waar nie? Ja, ons het nou vir 2 weke lank, wat daar by al die tils, mandjies gaan wees, vir al die skenkings, so die kliënte wat inkom, kan gerus vir hulle ekstra koop. Die kliënte wat ons nie ken nie, maak 'n outing daarvan, bring jou kinders, kom loop 'n bietjie rond in die teetuin, wys vir hulle die winkel. Ons winkel is 2000 plus square, so die een in Kempton, een in Pretoria, een in Babsfontein, so kom uit, ons het nou ook vir Black Friday die 28ste 10% af, en die 29ste wat die trolley dash gaan wees, gaan ons ook sommer 10% vir die publiek deurgee, om die moeite werd te maak, om sommer vir hulle self kos te kon kry, en vir die skuilings, ja, net om die moeite werd te maak vir almal. Ag, is lekker om te sien hoe julle 'n besigheidsinisiatief gebruik om ook 'n verskil te maak in organisasies wat na ons troeteldiere kyk se lewens. Ja, nee, ons probeer. So ek gaan dit net herhaal, dit is Airport Pets, en jy kan tot en met die 29ste November gaan aankope doen by Airport Pets, en terwyl jy in elk geval vir jou eie huishouding se troeteldiere ietsie koop iets vir 'n minder bevoorregte dier, vir 'n dier wat in 'n skuiling is, of dit nou kos is, speelgoed, komberse, medisyne, maak nie saak nie, jy kan dit in een van die trollies sit, en ons sal dan sorg dat daardie trollies by organisasies uitkom. Ja, 100% plaas oorselfde, ons het ook hierdie inisiatief gedoen, al die skuilings het elk R120,000 se honde, katkos, medisyne en so aangekry, met behulp van julle ook af, weet, al het so net sy arm so 'n bietjie daar gedraai, sy het ook 'n paar trollies gegee, so dankbaar vir julle ook, dat julle ook hande vat met ons om hierdie sukses te maak. Ons gaan juist nou binnekort met 'n paar van hierdie skuilings gesels, net om vir jou presies prentjie te skets van hoe dinge lyk teen hierdie tyd van die jaar. Mense gaan met vakansie, jy kan nie glo nie, party mense los hulle troeteldiere by die huis sonder om eers 2 keer daaroor te dink. Sean, dit breek my hart. Ja, veral diere wat uitkom, spesiaal wat moet gaan om die diere te gaan verwyder en so aan, dan loop die shelters oor, en dan dis wanneer die tekorte inkom. Dis wanneer hulle die hulp kort van
ons af, van die publiek af, ons almal wat moet saam staan daarso. Dis Sean van Airport Pets by ons in die ateljee. Bly net waar jy is, ons praat binnekort met 'n paar skuilings, net om vir die prentjie te skets van hoe dit lyk, so teen die einde van die jaar, wanneer mense met vakansie is, wanneer daar vuurwerke geskiet word, en hoe dit ook die troeteldiere beïnvloed. Ek vertel jou meer net hierna. 5 goeiemôre en baie welkom by Verskilmakers op hierdie donderdagoggend, en dis so lekker om met verskeie dierewelsynsorganisasies ook vandag te gesels. Ons het vir Lorette Williams op die lyn van Wollies. Goeiemôre Lorette. Goeiemôre, môre. En dan gesels ons ook telefonies met Jacques Peacock van die Nasionale Dierebeskermingsvereniging. Hallo Jacques. Goeiemôre en hartlike goeiemôre aan die luisteraars. En Tebogo van Soshanguve Animal Welfare. Good morning Tebogo. Good morning and good morning to all the listeners as well. Thank you so much to each and every one of you for joining us. Ek wil graag by elkeen van julle organisasies vlugtig stil staan. Jacques, ons begin sommer by jou. Ons is nou al goed bekend met wat die Nasionale Dierebeskermingsvereniging doen, maar vertel ons net gou, hoe lyk dinge tans by julle skuilings? Ek dink heel besig, ons weet die feesseisoen is op pad, terwyl baie mense lang verlof vat, is dit wanneer die harde werk regtig begin. Die inspekteurs is uit op die pad, hierdie tyd van jaar is in besonder besig, nie net in terme van huisdiere wat ingeneem word nie, maar in alle industrieë wat diere gebruik. As mens kyk na veilings wat oor die feesseisoen gebeur in terme van lewende hawe, so dit is 'n besige tyd wat voorlê. En dan weet mense ook oor die Desember vakansietydperk, ek het vinnig verwys na die vuurwerke wat so geskiet word, en dan verdwyn mense se diere en almal hardloop na hierdie skuilings toe. Absoluut. En weet in so 'n geval hoop mens eintlik dat hulle by 'n skuiling of by die DBV uitkom en dat die diere nie iets ernstig oorkom wanneer hulle verlore is nie. En die absoluut enigste oorsaak daarvan is die vuurwerke. Yeah. Tebogo, we've also got you on the line from Soshanguve Animal Welfare. Now, my colleagues have told me about you, Tebogo, and the amazing work that you are doing in the Soshanguve area. Tell us a little bit more about your involvement and how your love for animals and for children in the community kind of took flight. Oh, okay. Because if ever you'd give me an opportunity, I think it would take the whole day to explain everything, but then I'll just try to keep it short, and just keep in mind that my Afrikaans is very bad, so I'll just stick to English. So we used to just stick to the Horn Bluff, then that's where it ended. So we'll just stick to English. So my name is Inspector Tebogo Maredi. I'm the founder of Soshanguve Animal Shelter. So our passion lies in education, more especially trying to get rid of those taboos and misconceptions that people had in the township. So that's why we fuse between education and animal welfare, where we teach children and the general community as to how to treat animals and also to treat animals as sentient beings. So we deal more on education and making sure that the township is actually safe for all the animals that are there, that are there, And it actually started with the Walk a Dog initiative. Yes, and coincidentally, we're going to have an event on the 30th of November where we're going to do a Walk the Dog campaign also as well for some fundraiser. So we invited everybody to come to the shelter to walk the dogs, and so everybody who's available on the 30th, they are more than welcome to come. So yes, we wanted to create a bond between children and animals so that children can enjoy being with animals and they can learn fun ways as to on how to interact with their animals, have like an emotional connection with the animals. So we used to do walk the dog campaigns where children would come with their dogs, then they walk all over the township. Wow. Then taking their dogs on a walk, and also giving them educational lessons about animal welfare and how to take good care of their animals as well.
Ag, is fantasties. So hulle leer mense in hierdie townships om nie net om te sien na troeteldiere nie, maar lief te wees vir hierdie diere. Want as jy 'n viervoetige vriend het, het jy 'n vriend vir die res van jou lewe. Dankie Tebogo. En Loret, jy's van Wollies en ons is goed vertroud ook met Wollies en die wonderlike werk wat julle doen. Hoeveel diere sou jy skat is min of meer tans daar by Wollies? Ja, omtrent so 1000, maar dit wissel elke dag. Verstaan, honde word aangeneem en ongelukkig word wonde gesurrender aan Wollies. So ja, ons is so 1000. So 1000 diere. Jy het nou gehoor wat Jacques en Tebogo ook gesê het en as julle kan mekaar aanvul, as julle nou moet dink wat die grootste behoefte is hierdie tyd van die jaar, wat sou jy sê? Ek sal sê in Desember almal gaan met verlof, soos julle weet. As jy met verlof gaan, asseblief maak seker jy het 'n goeie caretaker vir jou hond. Maak seker hy's in 'n veilige bewaring, want weet jy wat, hulle raak weg, hulle mis die mense. So ja, ek vra asseblief, maak seker as jy weggaan met verlof, dat jou kinders, dis 'n kind, veilig is. Dat hy genoeg kos het, dat hy verseker versorg is, want ja, daar's verskriklik baie hondjies wat uitkom en hulle kry nooit hulle eienaars nie, hulle eindig op by Wollies. Wat nie 'n slegte ding is nie, want Wollies is wonderlik. Die hondjies is so goed versorg daar en hulle kry kos. So ja, positiewe noot. Please peoples, look after your animals. En ons waardeer so wat julle doen vir ons dierevriende, want dis diere wat nie vir hulle self kan praat nie, so dis my lekker om te weet dat daar 'n dierebeskermingsvereniging en 'n Soshanguve Animal Welfare en 'n Wollies is wat kan omsien na hierdie troeteldiere. Ek het vir Sean Fouché by ons in die ateljee van Airport Pets. Sean, sê gou hallo vir ons gaste. Haai, goeiemôre julle almal. Welkom terug by die wat nou terug is en die nuwe ene, Soshanguve. En ek wil baie goeie nuus met julle deel vandag. So Airport Pets het 'n fantastiese inisiatief waar hulle mense aanmoedig om 'n draai te kom maak by die Airport Pets winkels en inkopies te doen as te ware en ook skenkings te maak. So tot en met 29 November kan enige iemand wat Airport Pets besoek enige iets koop, of dit speelding is vir die diere of hondekos of wat dit ook al mag wees en dit in van hierdie waantjies sit. Maar daarmee saam gaan Groot FM 90.5 en Airport Pets ook trollies ter waarde van R10,000 beskikbaar stel vir elkeen van hierdie organisasies. Dis vir Soshanguve Animal Welfare, vir Wollies en vir die Dierebeskermingsvereniging. So R10,000 se diereprodukte wat na julle kant toe kom hierdie jaar. Ag, dit is wonderlik. Dit is fantasties. Baie dankie. Tebogo, did you get that? Yeah. Now I'm still trying to translate, but then I just had 10,000, so I just got excited about the 10,000 and Airport Pets. So I think it's something good. Jacques, van jou kant af? Ek dink dit is die wonderlikste manier om die wind uit ons seile uit te slaan so op 'n donderdagoggend en 'n goeie intreeslag vir die feesseisoen. Baie dankie. So ons sal met julle in verbinding tree. Dankie ook aan Airport Pets wat dan een van hierdie trollies vir ons borg. Groot FM 90.5 wat 2 trollies gaan borg. So dis 3 trollies ter waarde van R30,000 in totaal. Elkeen van hierdie skuilings R10,000 se ware wat julle as te ware gaan kry. En ons wil mense aanmoedig om nog steeds skenkings te maak. So as jy by Airport Pets kom, koop iets. Daar gaan 3 trollies ook staan by die winkels, as ek reg is, Sean. Ja, dis reg. Ons gaan dit beskikbaar stel vir die publiek. So asseblief, ons kort julle hulp. Kom Airport Pets toe. Kom help hierdie skuilings. Dis hoekom ons hierdie inisiatief geneem het. Ons weet die moeite wat hulle insit, die tyd wat hulle insit, hoe moeilik dit vir hulle deur die seisoen is. En die diere ook. So laat ons almal saam staan, laat ons hulle help. Sean, dankie dat ons met julle my hande vat om hierdie verskil ook te maak. En as ek vir julle elkeen 'n laaste spreekbeurt kan gee, Jacques, van jou kant af. Net baie dankie vir julle Airport Pets en ook die luisteraars vir ondersteuning. Dit is, jy weet, mens kan regtig nie die werk doen wat enige van ons doen sonder die ondersteuning en die liefde van almal wie omgee vir diere nie. Ag, dankie Jacques. Loret, het jy nog 'n laaste ding op die hart? Ja, baie dankie Groot FM. Julle is fantasties. Airport Pets, ons kan nie dankie genoeg sê nie. Julle weet nie wat dit vir ons beteken nie. Julle is absoluut wonders. Baie dankie. Van Silla ook. Silla sê groot dankies. And Tebogo, if I can quickly translate, I'm sure by now you figured it out, R10,000 worth of animal products coming your way.
No, thank you very much, Groot FM, and also Airport Pets. We really do appreciate this a lot, and also for distributing to other shelters, because we're all having it tough. So we really do appreciate what Groot FM does for the animal welfare charities and everything. You're all angels, and we are really grateful to have people like Groot FM and Airport Pets in our communities. Thank you very much. Thank you, Tebogo, en dankie vir elkeen van julle vir die verskil wat julle ook maak en die diere wat julle huisves wanneer dit moeilik is. Ons sien julle raak en ons hoop dat hierdie klein blytjie van waardering 'n reuse verskil ook in julle werk gaan maak. Dis dan al die verskillende deelnemers wat met ons gepraat het van verskeie dierewelsynsorganisasies. Ons het vir Jacques Peacock van die Dierebeskermingsvereniging gehad, Lorette Williams van Wollies en Tebogo Maridi van Shoshanguve Animal Welfare. Sean, dankie dat ons met julle mag hande vat en dat julle bereid is om ook 'n verskil te maak. Ja, dankie vir julle ook dat ons dit kan doen weer hierdie jaar. Ons weet laas jaar was 'n groot sukses geweest, so ons gaan hom deurdruk. Laat ons hierdie jaar dit weer doen, ons almal saam staan. Was 'n baie lekker trolley dash wat ook voor lê, maar ons sal later meer daaroor verklap. Maak seker jy gemaak 'n draai by Airport Pets tot en met 29 November en maak 'n skenking vir enige van hierdie 3 organisasies. Vat hande, vat pote saam met Groot FM 90.5 en Airport Pets om ook 'n verskil te maak in ons dierevriende se lewens. Groot FM 90.5